Welkom by die verduidelikingsvideo van die aansoekvorm vir 'n toekenning deur Eastern Cape Provincial Arts and Culture Council. Ons poog om 'n bemagtigende omgewing vir die ontwikkeling van kuns en kultuur in die Oos-Kaap provinsie te skep. Jou kop loop oor met idees, as dit net nie so 'n probleem was om befondsing te kry vir jou projek nie. Dit is waar ons kom om te help. Die grootste probleem is dat jy nie die aansoekvorm verstaan nie. 9 bladsye van admin is intimiderend. Moenie bekommer nie, ons kan jou help en jy kan dit doen. Eers moet ons jou en jou projek leer ken. Sien die aansoekvorm as ons eerste date. Kom ons kyk eers in watter sektor jy val. Daar is 7 sektore, elk met hulle eie subsektore. As jy jou projek goed ken, gaan dit heel eenvoudig wees. Beplan jy 'n lewende opvoering? Kyk bietjie na die 5 subsektore: uitvoerende kunste, teater, dans, feeste, storievertelling en rituele en geleenthede. Merk slegs die subsektor wat by jou projek pas. As jou projek kulturele en natuurlike erfenis verken, is B vir jou. Merk of historiese plekke, kulturele landskappe of natuurlike erfenis. Speel saam met C, musiek. Jy neem dit of op of voer dit regstreeks uit. D bring vir ons die visuele kuns en handwerk. Is fotografie jou ding? Miskien verkies jy om te skilder, so die beeldende kunste. Of is jy 'n handwerkkoning? Jy wil met mense praat. Of jou boodskap is in die vorm van 'n film, televisie of radioprogram, of selfs 'n potgooi. Jy sal dit hier vind. Miskien is jou projek prakties en behels dit die ontwerp van iets fantasties. Of jy nou opwindende nuwe mode, asemrowende grafika of unieke meubels ontwerp. Welkom! Kuns, kultuur en erfenisondersteuningsdienste kan ook hier gevind word. As jy weet, dan weet jy. Jy wil oplei. Of jou opleidingsprojek formeel of informeel is, maak jou merk. Deel 2 is slegs vir diegene wat sektor E gekies het. Vertel ons nou, waarmee jy meer hulp nodig het, of om jou projek te ontwikkel, of om dit te maak, of selfs om iets te vervolmaak wat jy reeds opgeneem het. In deel 3 is dit tyd om vir ons te sê vir watter tipe toekenning jy aansoek doen. Merk slegs 1. Nou moet ons weet hoeveel geld jy nodig het om jou projek perfek te maak. Dit word aanbeveel dat jy voor hierdie stap jou begroting voltooi. Opkomende toekennings is vir projekte wat tussen R10.000 en R20.000 sal kos. Mikro-toekennings is van R20.001 tot R50.000. Makro-toekennings is tussen R50.001 en R100.000. Op bladsy 2 is afdeling A, wat alles oor jou of jou organisasie gaan. Jy behoort hierdie besonderhede te ken, en as jy dit nie ken nie, gaan kyk in die spieël. Is jy 'n gevestigde organisasie of 'n individuele eienaar? Is jy gekwalifiseer om jou beloftes na te kom? Wat is jou doelwitte? Wat het jy in hierdie sektor bereik? Watter struktuur het jou projek? Wat is die besonderhede van jou span, soos geslag, ouderdom, tipe diens, etnisiteit en mense wat met gestremdhede leef? Afdeling C gaan alles oor jou projek. Ons begin met die naam van die projek. As dit in die audiovisuele sektor is, los die loklyn hieronder. Slaan ons asem weg. Punt 2 moet die projek uiteensit. Punt 3 gaan spesifiek oor die doelwitte van die projek. Punt 4 gaan oor die fynere besonderhede. Ons wil weet watter aktiwiteite jy beplan en wat sal help om jou doelwitte te bereik. En ook hoe lank elke aktiwiteit gaan neem. 4.3 gaan oor die bevoordeling van voorheen benadeelde mense. Vertel ons hoe jou projek 'n verskil sal maak in die lewens van die jeug, vroue en mense wat met gestremdhede leef. Ons wil ook weet hoe jy voorheen gemarginaliseerde etniese groepe help. Punt 5
vertel ons hoe jy werk sal skep. Punt 6 lyk dalk kort, maar as jy ja merk, dan benodig ons 'n paar ondersteunende dokumente. Heg 'n opsomming van die opleiding of mentorskapplan en die CV van die opleier aan. 7 gaan oor volhoubaarheid na die toekenningsbefondsing. Hoe sal jy dit aan die gang hou? Punt 8 is 'n opsomming van jou fondsinsameling pogings, bo en behalwe die toekenning waarvoor jy aansoek doen. 9 is waar jy vir ons sê of 'n ECPACC of DSRAC werknemer by jou projek betrokke is. Indien wel, vertel ons daarvan. Ons moet weet of daar 'n botsing van belange is. Punt 10 gaan oor die digitale lewe. Beskryf hoe jy digitale platforms sal gebruik om jou produk te bemark en jou gehoor te betrek. Kom ons praat oor geld. Cash, moolah. Hoe gaan jy die befondsingstoekenning spandeer? Ons het 'n kort afdeling in die vorm vir 'n uiteensetting van jou begroting, maar heg gerus 'n volledige begroting aan. Hoe meer ons weet, hoe beter. Na die begroting wil ons weet hoe jy ons sal krediet gee vir ons ondersteuning. Lees die verklaring aandagtig voordat jy dit teken. Dit maak alles amptelik. Volgende moet jy deur die 9 punte van die administratiewe vereistes gaan. Maak seker dat jy al hierdie dokumente aangeheg het voordat jy jou vorm indien. Daarna sal jy die sektorvereistes sien. Soek vir die sektor waarvoor jy aansoek doen en maak seker dat jy die dokumente in daardie sektor ook by jou aansoekvorm aanheg. Gaan jou dokumente 2 of 3 keer na. Lees die vorm nog 'n paar keer deur. Maak seker dat alles so perfek is soos wat jy is. Nou is al wat oorbly om dit vir ons te stuur. Daar is 3 opsies hiervoor: e-pos, indiening per gewone pos of handaflewering. Ons e-posadres is funding.su@ecpacc.co.za of stuur dit met die pos. Ons adres is Posbus 18372 Quigney 5211 of jy kan dit met die hand aflewer aan 'n ECPACC of DSRAC kantoor. Maak seker dat ons amptenare die kantoorgebruikafdeling op bladsy 1 van hierdie aansoekvorm voltooi. Dit is hoe hulle ontvangs van jou aansoek bevestig. Ons sien uit daarna om jou binnekort te help om jou kreatiewe drome te verwesenlik.